In Lukas 15 lees ons 3 stories van verlore wees. Verlore skaap, verlore muntstuk en die verlore seun. Nou net voor Jesus hierdie 3 gelykenisse vertel, gee hy vir ons net die konteks in vers 1 en 2 waar die fariseërs en die skrifgeleerdes, al die godsdienstige mense van die tyd van Jesus kom na Jesus en sê, beskuldig Jesus. Hulle sê vir hom, Jesus, hoe durf jy ingaan tyd spandeer saam met sondaars? Hoe durf jy eet saam met tollenaars? Jy behoort te weet dat die wet van Moses ons verbied om dit te doen, dat daar skrif is en regulasies is en reëls is wat so iets ten sterkste afkeer. En Jesus antwoord hulle met hierdie 3 baie bekende gelykenisse. Jesus sê, daar was 'n man en hy het 100 skape gehad. En op 'n stadium sien hy een van die skape is weg en hy los die 99 net daar in die veld en hy stap en hy gaan soek vir die een. En hy soek en toe hy hom gevind het, is hy bly, hy tel hom op sy skouers en hy gaan terug en hy gaan roep sy vriende en hy sê, wees bly saam met my, vier fees saam met my, wees dankbaar saam met my. Want hierdie skaap van my was weg en ek het hom weer gekry. En Jesus sê, ek verseker julle, in die hemel sal daar feesviering onder die engele wees vir een verlore sondaar wat hom bekeer en terugkom na God. Jesus gaan toe aan en hy vertel vir hulle nog 'n storie en sê, daar was 'n vrou, sy het 10 muntstukke gehad. Dit was al haar rykdom, dit was al haar spaargeld. En sy verloor een van hierdie muntstukke. En toe sy hierdie muntstuk verloor, het sy 'n lamp aangesteek, haar huis uitgevee, alles deurgesoek en alles omgekrap tot sy hierdie een muntstuk gekry het. En toe sy dit kry, gaan roep sy haar buurvrouens en vriendinne en sê vir hulle, kom vier fees saam met my, wees bly saam met my, wees dankbaar saam met my. Ek het hierdie een muntstuk verloor en ek het hom weer gekry. En dan eindig Jesus met 'n pa wat 2 seuns gehad het. Jesus se storie begin, daar was 'n pa wat 2 seuns gehad het. En die jongste seun kom na sy pa en sê vir sy pa, pa, kan ek asseblief dit kry wat my gaan toekom? Kan ek my erfdeel kry? En die pa staan dit toe, die pa gee dit vir hom. Hierdie jongste seun vat hierdie erflating en hy gaan na 'n baie ver land, ver weg van sy vaderhuis, ver weg van alles wat hy ken, uit sy eie land uit, en hy gaan leef al hierdie geld weg. Hy gee dit uit op, die Bybel sê, wilde leefstyl en drank en wat alles daarmee gepaard gaan. En hierdie seun kom op die einde van al sy besittings en soos dit wou, breek daar toe 'n hongersnood uit. En daar was 'n groot hongersnood in die hele land en hierdie seun het ook niks gehad om te eet nie. So hy gaan toe na 'n boer en sê vir hom, ek bied my diens vir jou aan, ek kom en wil graag vir jou werk. En hierdie boer sê, jy kan vir my varke gaan oppas. En toe die boer hom stuur om varke op te pas, was hierdie seun so honger dat hy daar sit en hy voel, hy wil die varke se kos eet. As iemand dit net vir hom wil gee, maar niemand wil vir hom van die varkkos gee nie. En daar waar hierdie seun sit tussen die varke, kom hy tot die besef dat, maar my pa het baie werkers. En my pa se werkers het oor genoeg om te eet. Hulle het nog meer as genoeg om te eet. Ek sal teruggaan na my pa. En ek sal vir my pa sê, pa, ek is nie meer werd om jou seun genoem te word. Kan ek kom en net 'n werker vir jou wees? Kan ek kom en ek het verkeerd opgetree teenoor pa, ek het verkeerd opgetree teenoor die hemel, teenoor God. Kan ek net 'n diensknegt in pa se huis kom wees? En die seun staan op en hy stap terug huis toe. Op hierdie punt van die storie moet 'n mens verstaan dat selfs in ons tyd is die jongste boetie wat kom en sê, geef my alles nou. Dit is 'n verskriklike belediging vir die pa. Dit gaan teen samelewing se wat aanvaarbaar is en wat die reëls is en hoe ons dinge doen. Dit gaan reglyn teen dit in. En hierdie boetie sê vir die pa,
Hoorie, dit gaan oor my, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor my broer nie, dit gaan nie oor almal wat vir jou werk nie. Ek soek hierdie. So selfsugtig, so selfgesentreerd. En dan gaan hy en hy sê vir sy pa, weet jy wat, en ek wil ook nie eers hier so naby julle wees nie. Ek wil na 'n ver land toe gaan. Nou in die konteks van Israel was die beloofde land. Dit is waar God se seën is. Dit is wat God beloof het vir sy volk, vir sy mense. Hier gaan hierdie jong seun, hy gaan na 'n ver land. Egipte was ver, Babylon was ver. Oral waar die heidene en die sondaars en die mense wat nie God se volk was nie, gebly het, was ver. So Jesus is besig om, net hoe hy die storie vertel, is hy besig om eintlik hierdie fariseërs nog meer te beledig. Om eintlik nog verder weg te beweeg van dit wat hulle wil hê moet antwoord. En op hierdie stadium van die storie kan die fariseërs gaan en dink en sê, weet jy wat, 'n verlore skaap, ons verstaan dit, mense gaan soek jou skaap. Verlore geld, natuurlik, ons gaan soek ons geld. As dit weggeraak het, gaan soek ons dit. Verlore seun, mens wil, maar onthou nou net hierdie ouetjie, hy het gekies om weg te raak. Hy het gekies om uit die land uit te trek. Hy het gekies om te leef soos hy geleef het. En nou het hy varke gaan oppas. Varke word volgens Levitikus 11 vers 7 totaal verbied. Jy mag nie, jy kan nie. Jy moet geen kontak met die diere hê. En hier gaan pas hy dit op, en wat nog erger is hy wil van hulle kos eet. So nee, Jesus, ek dink, kom ons los hierdie ouetjie. Dit is die gevoel wat daar moes wees by Jesus se gehoor. En dan gaan Jesus aan en sê, maar hierdie seun kom tot sy sinne, hy kom terug, en toe hy nog ver aankom, het die pa hom gesien. Die pa het na hom toe gekom, en hy het hom omhels, en hy het hom gesoen, en hy het vir sy diensknegte gesê, die seun sê toe, pa, ek het teen pa gesondig, ek het teen die hemel gesondig, ek het teen God gesondig, ek is nie meer werd om pa se seun te wees nie. Die pa antwoord hom nie eers, die pa sê vir sy diensknegte, kom gou, bring die beste klere in die huis, trek vir hom aan, bring 'n ring, sit dit aan sy vinger, en slag vir ons daai kalf, daai vetgemaakte kalf, ons moet fees vier. En hulle begin fees vier, en hulle begin net almal nader bring, beeslag, braai, musiek, partytjie, want die seun het teruggekom huis toe. En dan gaan Jesus 'n stapie verder. En Jesus sê, die oudste seun, wat in die veld was, die oudste seun is besig was om te doen wat die pa wou hê hy moes doen. Die oudste seun wat pligsgetrou alles gedoen het wat die pa gevra het, hierdie oudste broer kom huis toe. En soos hy nader kom, hoor hy die musiek en die geluid van partytjie en feesviering, en hy roep een van die diensknegte nader en sê vir hom, wat gaan hier aan? Die diensknegt sê vir hom, jy sal nie glo nie, jou broer wat weg was, het teruggekom. Jou pa het die vetgemaakte kalf geslag, en ons is besig om fees te vier. En die oudste broer weier om in te gaan. Die oudste broer weier, hy's kwaad. Hoe durf my pa so iets doen? Soveel so dat die pa uitkom na hom toe, en die pa kom pleit by hom en sê vir hom, my kind, alles wat ek het is joune. Alles hier was nog altyd joune. Maar hierdie broer van jou was dood. En hy terugkom, hy lewe weer. Ons moet fees vier, ons moet bly wees, ons moet dankbaar wees. Jy was altyd by my, maar hierdie een was dood en hy teruggekom. Die oudste broer sê vir die pa, ek het my lewe lank alles vir jou gedoen. Ek het alles gedoen wat jy gevra het. Nie een keer het jy eers vir my 'n bokkie gegee om saam met my vriende fees te vier nie. En hier kom hierdie jong laitie wat al jou geld op prostituie en losbandige leefwyse uitgegee het. En vir hom hou jy fees, vir hom slag jy die gemeste kalf. En in hierdie laaste deel van die storie, dink ek het dit skielik
ingesak vir die Fariseërs. Skielik besef hulle, hierdie storie gaan eintlik oor ons. Hierdie storie gaan eintlik oor ons wat hier sit en vir Jesus vra, hoekom spandeer jy tyd met verlorenes? Hoekom gaan soek jy verlore skape? Hoekom krap jy plekke om verlore muntstukke uit te haal? Hoekom gaan spandeer jy tyd met die jongste seuns wat weggeloop het en gekies het om teen God te gaan? En in hierdie laaste stuk sê Jesus vir hulle eerstens, die oudste broer wat agtergebly het. Ja, hy het al die goed gedoen wat die pa gevra het. Maar dit is vreemd dat wanneer jy by jou eie huis kom, jy nie instap as daar 'n partytjie is nie. Jy stap nie in en gaan kyk wat gaan aan nie. Nee, jy vra iemand, hoorie, wat gaan daar aan? Dit sê iets van jou verhouding met jou pa. Dit sê dat jy eintlik nooit regtig so 'n verhouding met jou pa gehad het dat jy ingaan nie. Nee, jy wag daar buite. En die seun herken dit wanneer hy vir sy pa sê, maar jy het nog nooit eens vir my 'n bokkie gegee om saam met my vriende, nie saam met my pa nie saam met my mense nie saam met my vriende fees te vier. Pa, ek wil nie saam met jou fees vier nie. Ek doen net al die goed wat jy vir my sê, want dit is die regte ding om te doen. Maar ek wil fees vier saam met my vriende. En iets wat vir my uitstaan in hierdie storie is, die skaapwagter het gegaan, hy gaan soek sy skaap. Die vrou gaan, sy soek haar muntstuk. Hierdie pa, jy het 'n seun verloor, hoekom gaan soek hy nie sy seun nie? Jesus sê nie dat hy sy seun gaan soek het nie, maar by implikasie, hierdie oudste broer weet, wat het sy broer gedoen? Want hy sê presies, waarop het hierdie jongste seun die geld verkoos? Kan dit wees dat die pa wel iemand gestuur het? En dat hierdie iemand toe wel opgedaag het en gesien het wat die jongste broer doen en besef het, hy is so ver weg. Ek gaan net teruggaan. Ek gaan net huis toe gaan. Hierdie is belaglik. Hierdie is 'n belediging vir my pa, vir my familie, vir my. Nee wat? Pa nee, ek het hom nie gekry nie. Ek weet nie waar hy is nie. Toe hy gekonfronteer word met die seun wat terugkom. Toe sê hy vir sy pa, ja, ek weet wat het hierdie mannetjie gedoen. En dan, wanneer ons hierdie deel hoor, verstaan ons hoekom die Fariseërs vir Jesus wou doodmaak. Hoekom die Fariseërs op daai plek kom waar hulle sê, ons kan hierdie ou nie weerstaan nie, want hierdie ou wys dit uit wat ons verkeerd doen. Wys dit uit wat in ons harte aangaan. Ek dink die oudste broer kan homself nie help op hierdie stadium om vir die pa te sê, pa, jy het alles gedoen wat jy wou hê. Dit is nie regverdig. En baie keer luister ons na hierdie storie en ek dink, nee, maar ek is nou ten minste nie een van die boeties, ek is daarom alright en ek is daarom okay en maar kom ons maak dit net 'n bietjie 'n meer realistiese voorbeeld. Ek het aansoek gedoen vir hierdie kontrak, ek het getender vir hierdie werk. Ek wat kerk toe kom, ek wat die Here aanbid, ek wat tyd maak vir dit wat die Bybel sê, ek wat probeer doen wat die Bybel sê. Ek het my tender ingesit, en hier kom hierdie ander ou, hy weet nie eens hoe om die werk te doen nie. Ek weet hy sê kerksmense, ek weet hoe hy lewe, ek weet hy het geld onder die tafelverdiening gegee, en hy kry die tender. Here, dit is nie reg nie. Dit is nie regverdig nie. Here, my kinders is goed en die beste, en my kinders verdien dit. My kinders verdien dit om ergens te kom, Here, want kyk net hoe probeer ek om hulle reg groot te maak. En nou word hulle nie gekies nie, of nou val hulle uit, of hulle word oorgesien. Here, dit is nie reg nie. Dit is nie regverdig nie. En ons kom baie vinnig en baie maklik eintlik by daai plek in ons hart, want ons almal het 'n oudste broer in ons hart. Ons almal het daai, dit is nie reg nie. Ek het genoeg reg gedoen. Here, ek verdien dit om in jou koninkryk in te kom. Die oudste en die jongste broer is verlore in hierdie storie. Dit is nie soos baie Bybelopskrifte sê, die storie van die verlore seun nie. Dit is die pa wat 2 seuns gehad het. En as jy hierdie storie lees en as jy alles in hierdie storie ter harte neem, besef jy die pa se seuns was al 2 verlore.
En baie van ons as ouers bid teen die moontlikheid dat ons kind miskien die jongste broer gaan wees. Here, asseblief dat hy net nie so in die wêreld verval, dat hy net nie so ver wegdryf soos die jongste seun nie. En niemand van ons onthou om te bid vir ons kinders om nie soos die oudste broer te wees nie. Om nie so godsdienstig en so reëlgedrewe te wees dat ek voel, maar ek verdien dit. Here, ek verdien jou genade. Ek verdien jou redding. Mag ons almal wees soos die jongste broer aan die einde van die storie wat kom en sê, Pa, ek verdien niks. Ek het teen U gesondig. Ek het teen God gesondig. Ek is verkeerd. Ek het oortree. Here, help my. Jesus red my. Sien, Jesus se storie, Jesus se antwoord op hierdie Fariseërs is: julle is soos die oudste broer, julle weet wat reg is, julle weet wat moet gebeur, julle weet julle broer is verlore, en julle weier om te gaan om hom te gaan haal. Julle weier om tyd by die Vader te spandeer vir wie die Vader is. Jy kom na die Vader en sê vir die Vader, ek is so reg, ek doen so al die goed wat jy sê. Jy gee nie eers vir my iets nie. Geen dankbaarheid nie, geen liefde nie, geen feesviering vir die verlore nie. Geen hart vir wat op die Vader se hart is. En hier is die uitdaging vir jou en my wat Jesus vandag volg in 2025 aan die einde van die jaar. En vir ons tyd op aarde is, kan ons deur hierdie godsdienstigheid breek? Kan ons deur hierdie milieu breek waar almal moet dieselfde wees, almal moet soos ons wees? Kan ons gaan en besef, maar ons Vader se kinders is almal verlore totdat hulle Jesus aanneem en totdat hulle in verhouding kom stap met die Vader. Totdat hulle in verhouding kom stap met Jesus Christus. Totdat ons gevul is met die Gees, waar die Heilige Gees ons lei tot 'n dieper verhouding met die Vader. Want ja, die skaapboer het 1% verloor en die vrou het 10% verloor en aanvanklik as ons na die storie luister, het die pa die helfte van sy seuns verloor. En soos ons die storie verder en verder lees, besef ons die pa 100% van sy seuns verloor. Romeine sê vir ons, almal het gesondig en is ver van God af. Almal word gebore in sonde. So almal van ons wat gebore word gebore ver van die Vader. En almal van ons moet op daai plek kom waar die jongste seun gekom het en gesê het, Pa, ek is 'n sondaar. Ek roep uit vir hulp. Ek wil asseblief net in die huis kom wees. Ek sal net 'n diensknegt wees. Laat ons wat Jesus vir 'n tyd volg, net weer besef, ons moenie word soos die oudste broer wat sê, ek is al so lank hier, ek verdien dit om hier te wees, want ek doen so baie vir die Here, ek doen so baie vir die kerk. Pas op, die oudste broer was altyd in die huis. Die oudste broer was altyd by die pa. Maar hy wou nie daar wees nie. Hy het nooit ingegaan en tyd by die pa spandeer nie. Hy is die hele tyd besig met die goed wat die pa sê hy moet doen, maar hy is nooit by die Vader nie. Hierdie jongste seun, hy sê nie, ek wil teruggaan na my huis toe. Ek wil teruggaan na al my vriende. Ek wil teruggaan na my familie. Ek wil teruggaan na die dorp waar ek was. Nee. Hierdie jongste seun sê niks van daai goed nie. Ek wil na my pa toe. Ek wil teruggaan na die Vader. Ek wil vir my pa gaan sê, Pa, ek het teen U gesondig. En al sy gemis en al sy gebrek en al wat hy verloor het, kom die jongste seun tot die besef dat net my pa, net my hemelse Vader, net God kan hierdie gat in my vul. Ons moet bid dat ons se hart het om by God die Vader uit te kom. En ons moet bid dat God iets opnuuts in ons net wakker maak om soos Jesus tyd te gaan spandeer met die wat weg is, die wat verlore is, die wat daar buite in die duister is. En dat ons mense sal innooi en nader bring aan Jesus. Want die tyd is min. Die tyd is min. Terwyl daar tyd is, het jy en ek 'n geleentheid om te bid vir iemand, te pleit by iemand, uit te reik na iemand te nooi, saam met iemand te begin stap en te sê, jy moet terugkom huis toe. Nie soos die oudste broer, my rug draai op die een,
wat ek sien verlore is, wat ek sien weg van God af is, en aanstap asof niks gebeur nie. Want daai seun, daai dogter van God, is dood, en het Jesus nodig, om weer lewendig te word. En jy en ek moet besef, dat elke keer, wanneer een van hulle na Jesus toe draai, is dit asof die hele hemel doodstil raak, en God sê, wag, kyk wat gaan daar gebeur. En soos almal sien, daar draai daai persoon sy lewe na Jesus, daar gee hy sy lewe vir Jesus, is daar net 'n uitbundige gejuig en 'n gejubel, en die hele hemel onder die engele, vir een sondaar, wat terugdraai na God toe. Dit was so vir jou, dit was so vir my die dag toe ons teruggedraai het. Laat ons dit nooit vergeet nie. En die pa eindig hierdie storie om vir ons net te wys hoe Jesus na ons kyk en wat ons fokus behoort te wees. Want die pa sê, seun, jy is altyd saam met my en alles wat ek het is joune. Maar ons moes fees vier en ons moet bly wees, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hierdie broer van jou was weg, verlore, en ons het hom weer gevind. Amen.